Lekker om saam met jou te kuier op 'n maandag. En glo jy het een besonderse dag agter die rug. Vir my pastoor Stef, altyd baie lekker om saam met jou te kuier en vanaand een van daai besonderse sessies wat ek oor iets gesels wat ons iemand ken wat in so 'n situasie is. En dit is mans wat dalk in die buiteland werk of 'n vrou wat in 'n ander provinsie werk. 'n man wat in een dorp werk, 'n vrou in een dorp. En gewoonlik, ek weet ook nou op hierdie stadium, is daar mans wat tans gereed maak om weer oor see in Amerika te gaan boer, en dan is daar soveel uitdagings rondom die families. En ja, vandag gaan ek so 'n bietjie gesels rondom die onderwerp, die uitdagings in huwelike en in verhoudings, wanneer 'n man of 'n vrou ver van mekaar is as gevolg van werk. Baie welkom saam met my, pastoor Stef. Altyd lekker om saam met te kuier. Hierdie maand het ek baie gefokus op verhoudings en jy gesels oor, jy weet, dit wat jy insit is ook wat jy gaan uitkry. En vanaand wil ek jou uitnooi om aandagtig te luister. En ek sê dit elke aand, ek het nie al die antwoorde nie, gelukkig nie. Ek is geen volmaakte persoon nie. Ek leer baie by mense deur om te luister, veral wanneer ons beradingssessies, kragonderbreking, die krag is af hierso by ons, so die generator is aan, so verskoon as die sein bietjie swak is. Ek gaan poog om my beste te gee, maar ja, ek kan vir jou sê, daar soveel en juist omdat ek oor hierdie onderwerp kan praat, voel dat ek het so bietjie, jy weet, gewig agter die hele woordbediening vanaand. Is my eie seun wat in Italië bly, wat daar voltyds werk. Juis omdat hy nie werk is in Suid-Afrika nie. Werk hy daai kant en die uitdagings vir 'n familie, die uitdagings vir gesinne wat getroud is, hy's jonk, maar dink nou net as my seun getroud was, soos baie van julle wat vanaand dalk ingeskakel is, wat jy weet, moontlik in Suid-Afrika bly en die pot aan die kook moet hou, terwyl manlief oor see moet werk, of dalk in 'n ander provinsie moet werk. Ek het ook in konstruksie baie jare gelede, ja, het ek ook van die huis af weggewerk. Jy weet, en dis ook maar 'n realiteit, nee. Maar voor ons verder gaan, wil ek eerstens sommer stil word en vir die Here dankie sê vir sy genade en sy liefde en vir die voorreg wat ons het om vanaand so saam te kuier om die woord. Vanaand is my gebed, Here, vir hierdie gesin wat saam luister. Moontlik juis die realiteit van 'n man wat wegwerk. Gesinne wat opgebreek is as gevolg van werksituasies. Bid ek werklik waar vanaand dat hierdie woord ook sommer vanaand hulle sal bemoedig en bekragtig en dankie vir wysheid, dankie vir insig. Here, dat U die spreker sal wees en ons maar net sal luister en sal ag gee en ook mekaar sal oppas. Dankie vanaand vir hierdie voorreg wat ons het om so saam te kuier. Is my gebed in Jesus se naam. Seën huwelike, seën gesinne, mans en vrouens, seuns en dogters. Dankie vir werk. Al is daar uitdagings, eer ons U vanaand in Jesus se naam. Amen. Glo dat jy wat op TikTok ingeskakel is, YouTube of Facebook, jy werklik waar ook vanaand, jy weet, 'n dankbare hart het teenoor die Here. Ek dink ons is so geneig om oor baie goeders te kla, maar ons het eintlik meer om vir God voor dankie te sê. En vanaand is dit een van my, of dis my voorreg om vanaand sommer net so 'n bietjie saam met jou te kuier rondom die woord en met jou te deel. En ek gesels oor 'n onderwerp wat ek glo baie gesinne raak. En mag dit vanaand, jy weet, werklik dalk antwoorde bring op vrae. Dalk is daar ongemak en dalk gaan julle deur dinge juis as gevolg van 'n krisis, as gevolg van afstand. Mag vanaand vir jou iets besonders beteken.
Ek sê vir Karen vroeër vanaand, ek het juis hierdie boodskap voorberei op grond van baie mans en vrouens wat vir my gevra het om so 'n bietjie oor hierdie onderwerp te praat van gesinne wat opgebreek is as gevolg van werk. Want afstand in werk is soms die enigste uitweg, maar nooit gesond vir 'n huwelik nie. En as ek dit sê, dan wil ek jy met my hart hoor vanaand, dat ons is bedoel om saam te wees. En natuurlik is dit so, dat daar nie werk is nie, dan moet jy, hoe het hulle gesê, as die kalf in die put is, dan moet jy nou maar, dan sit nou maar so. En ongelukkig gaan nie wat die werk is, en baie keer is dit van so aard dat die gesin nie saam kan beweeg nie. En vanaand is dit my gebed dat jy ook werklik sal hoor wat die Here ook vir jou wil sê, en julle sal ag gee, en ook van dit sal toepas in julle verhouding, en dit wat vir julle werk, well done, en dit wat nie werk nie, mag Here julle wysheid en insig gee, sodat julle ook sal groei saam. Het is nooit gesond om in enige verhouding, enige huwelik, ver van mekaar af te wees nie. Dit is ook nie God se plan nie. Maar die werklikheid van afstand in gesinne, dis die realiteit, want baie gesinne leef onder druk, as gevolg van, daar's nie werk nie, lewe onder druk dat, jy weet, dis die enigste werk wat daar is vir ons, so wat nou? Werk is skaars, geleenthede is daar, maar dit is ver, Stef. Mans en vroue word gedwing om op ander plekke of oor see te werk om te oorleef, om die pot aan die kook te hou. Ek kan onthou, my pa het my altyd vertel van toe ons nog klein was, en ek weet nie, my ma se vanaand ingeskakel, of het nou was voor ons geboorte, of toe ons jonk was, het hy, ek dink, gebou in Witbank, en daar gewerk, en my ma was op 'n ander plek, en hy het net naweke kon huis toe kom. So ek dink dit is 'n tendens wat al oor jare daar is, maar in die laaste, in die laaste 10 jaar het dit baie toegeneem, dat ons eie land, as gevolg van ekonomiese druk, as gevolg van swak beplanning van ons eie huidige, amper sê ek, patetiese regering, dat daar nie, jy weet, as hy, ek is terug, en net so kyk, het lyk my of ek daar is, kom ons wag net so vir 'n oomblik, is alles nog daar, ek net kyk op Facebook, ons generator het nou gestop, ja, krag is weer aan, so glo die, my ma sê ek was 2 jaar oud gewees, ja, kan nie glo. Maar ja, dink ek daar is die krag nou aan hier by ons, met hier so, gee my net so 'n oomblik dat die wifi net weer inskop. Dit is ook 'n uitdaging in Suid-Afrika, nê? Dankie, ek sien daar sou hulle sê dis reg. Die krag is 'n issue, en natuurlik het dit effek op ons ekonomie. Dit het effek op so baie dinge. Kom ons kyk net gou daar. Is ek op TikTok reg? Jan sê hy moes vir 4 jaar in Amerika gaan werk. Facebook is 100%, baie dankie. Dit is die realiteit, en ek dink na sy nou. As ek weer terug op TikTok en op Facebook, wonderlik, Facebook is op, ek kyk, ek sien my beeld, alles is reg. So, hierdie, om verder te praat hieroor vanaand, is 'n realiteit. Ons sit met gesinne wat onder druk is, daar's nie werk nie, daar's nie 'n uitweg nie. Ons het 'n keuse, ek verloor alles, of ek moet op die vliegtuig klim en oor see gaan werk. En ongelukkig is dit die realiteit, dat geleenthede is ver, omdat hier niks is nie. Ek was 'n ruk terug in Moskou gewees, en kon nie glo hoeveel van ons eie Suid-Afrikaners werk in Rusland, in Moskou.
Jy weet, boer in Moskou, boer in Zambië. Ek was in Kenia, ook so rukkie terug, en hoeveel Suid-Afrikaners boer in Kenia, buitekant Nairobi, as gevolg van, jy weet dat hier net nie werk is nie. Mans en vroue word gedwing vandag om op ander plekke oor see te gaan werk om te oorleef. En al bring dit 'n inkomste, bring dit ook afstand. En dit bring ook hierdie emosionele koue en versoekinge en uitputting. Ek kan vir jou sê, ek het met baie paartjies al gepraat en met baie mans gewerk. En dan praat ek van aanlyn bedien, wat in Amerika is, wat swaar kry, en met my gesels die kant van die water, as gevolg van hulle vrouens wat hierdie kant sommer vir hulle ander mans gevat het, en dinge net nie gesond is nie. Daar's uitdagings, en ek dink ons praat baie min oor, en vanaand wil ek werklik waaruit my hart uit poog om jou te bedien, want Prediker kom en hy sê in vers 12 in hoofstuk 4 in die 33 vertaling, en as iemand die een oorweldig, hoor wat sê hy, kan die twee hom weerstaan, en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Dit moet jy verstaan. En ek sê dit so baie keer, eenheid. Dit is so belangrik vir enige verhouding. Daar moet eenheid wees. Daar moet konstante kommunikasie wees. As ons nie kan kommunikeer nie, as daar nie eenheid is nie, het ons moeilikheid. Jy weet, daar's tye wat dit swaar gaan. Ek praat van, jy weet, tye wat jy daai kant van die water is, en as mans, jy het jou eie demons wat by jou spook, van alleenheid, van eensaamheid, van dag en nag werk, om aan die kant die pot aan die kook te hou, om nie by kinders se aktiwiteite te wees nie. Kommunikasie tussen families is van kardinale belang. As jy besluit om oor see te gaan werk, wil ek vanaand vir jou sê, maak jy seker dat die digitale platforms gereed is, sodat die oomblik wanneer jy aanland, sodat ma aan die kant ingelig kan wees. Hou mekaar altyd op hoogte van alles. Laat ons altyd kennis dra van mekaar. Die ergste van alles is ek moet sit en wonder, waar is jy? Wat doen jy? Ek het met 'n man gepraat, gewerk, wat sy vrou in 'n verhouding ingegaan het met 'n ander vrou, terwyl hy oor see werk om die pot hier aan die kook te hou. Jy weet, wanneer 'n huwelik fisies geskei word, moet dit geestelik dubbel beskerm word. Dit is so belangrik om mekaar op te pas, juis omdat hierdie so groot uitdaging is. Ek praat nie eens van daai arme kinders nie. Wat nog van daai vrou se hart, wat van die man se hart? Ons vergeet baie wat die mans deurgaan. En dit is werklik waar ook 'n groot uitdaging. As mans kon kies vandag, sou hulle by hulle families wou wees. Hoor wat ek sê. Daar's positiewe aspekte ook van om in 'n ander plek te werk. En 1 Timoteus 5 vers 8 sê so mooi, maar as iemand nie vir sy eie mense sorg nie, en veral nie vir die van sy huisgesin, het hy die geloof verloon, is slegter as 'n ongelowige. Die rol van die man is om te voorsien. Dit is so. En ek sien hierdie as 'n baie positiewe, wanneer mans uit daai gemaksoon uit die onbekende betree om alles prys te gee, is absoluut omdat hy wil voorsien vir sy familie. Ek wil vanaand vir elke persoon wat in die buiteland werk of van die huis af werk vanaand, sê ek sal eer jou vir die opoffering wat jy gemaak het om my tasse te pak, om dit weer uit te gaan pak in 'n vreemde vertrek, in 'n vreemde kas jou klere te pak,
in 'n vreemde omgewing te gaan bly. Vreemde kultuur, vreemde taal, vreemde kosse. Alles is vreemd. Ek wil vir jou wat daai pad stap, sê vandag bid ek vir jou, dat jy werklik waar in hierdie tyd sal ervaar God se krag en God se teenwoordigheid, want dit is 'n groot uitdaging. En daarom eer God 'n man. God eer 'n persoon wat omsien vir sy kudde, wat alles in sy vermoë sal doen. En ek wil hê jy moet raak sien wat jou metgesel doen om alles te los om oor see te gaan werk. Dis werklik waar net God wat so 'n man en so 'n persoon krag gee. Werk ver kan 'n daad van liefde en verantwoordelikheid wees. En ek weet van kollegas van my in die bediening wat se kinders Kanada toe getrek het, wat in die praktyk is, 'n prokureur hier alles opgegee het, wie moes gaan oorstudeer het in Kanada, om daar op die rol te kon kom, om daar oor te gaan begin as 'n gesin, van sy familie, van sy ouers af, van haar ouers af. Hoeveel ouers vanaand wat luister, sy kinders werk oor see, bly oor see. So ek dink my eie seun het nou net gestudeer en ek kon nie een dag by hom wees nie. Ek kon nie een dag net, jy weet, daar in sy kamer instap en vir hom 'n koppie koffie vat, net saam met hom sit nie. Nou met alles, jy weet, is digitaal. Dankie Here vir tegnologie. Maar ek dink ons het almal maar hierdie uitdagings van verlange, ons het hierdie uitdagings van voorsiening, en dit is die hoofrol wat my geskeer het, was as 'n pa om die 2-3 kere wat ek my seun op die lughawe moes aflaai, om met daai tas op sy skouer net van jou weg te stap. En jy kan sien, hy wil nie omdraai en jy groet nie, want dis moeilik. Maar dit is die uitdaging van hier is niks. So dit is 'n groot rol wat dit speel is rondom finansies, om te voorsien en te kyk daarna. Hierdie is 'n daad van liefde en 'n daad van 'n verantwoordelikheid wat hy neem op homself as 'n man, om daar te gaan werk, om geld oor te kan stuur vir sy vrou en sy kinders. Ek wil vir jou sê, opoffering, dit is, die positief is daai opoffering vir 'n beter toekoms, want baie mans werk ver met die hoop, eendag sal ek weer naby my gesin kan wees. Hoeveel mans werk nie net daar om te spaar, met die hoop dat ek kan 'n neseiertjie by mekaar sit, om hierdie kant net oor te kan begin en vir myself iets te kan doen. Ek het verlede jaar met 'n man gesels wat vir my gesê het, Stef, ek het soveel geld nou oorgesit, toe blaas ons engine van ons voertuig. Ek sit in Amerika, ek sit in Texas, en nou met my vrou, sy moet nou sorg dat daar 'n nuwe engine in die kar gesit word. Dit is waar ek moet wees. Maar ek moet werk tot laat in die nag, dis 18, 19 ure 'n dag. En hy voel dat hy, jy weet, hy bring sy kant, maar hy val en nog so baie. Ek wil vir jou sê as man, moenie te hard wees op jouself nie. Jy bring jou kant. Eendag sal ek weer naby my gesin wees en naby my gesin kan werk, en hierdie offer wys 'n hart vir sy huis, vir sy kinders, vir sy vrou, vir sy familie. Want Johannes 15 sê in die ou vertaling vers 3 en vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende sal aflê. Dis hoekom hy dit doen. Ons moet dit raak sien, dat dit is presies wat hy sê, dit is liefde, niemand.
Hy sê groter liefde het niemand as dit nie, dat hy sy lewe sal aflê vir sy familie. Ek sal in 'n vreemde gaan bly. Ek sal die sneeu, ek sal die koue trotseer, ek sal die vreemde, sodat ons net kan oorleef as 'n gesin. Ons moet die positief ook kan sien daaruit. Natuurlik is daar ook baie negatiewe gevare van afstand rondom van ver wegwerk in huwelike. Eensaamheid open deure vir versoeking. 1 Korintiërs 10 sê in vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En daarom is dit baie belangrik om in 'n oop verhouding te wees rondom altyd, te kan sê, wat is my behoefte aan my vrou? Wat is my behoefte aan my man? Natuurlik mis ons mekaar, maar ek wil vir jou ook sê, een van die grootste, verkeerdste dinge wat ek gesien het in die verlede is daai eensaamheid. Jy weet, dan sê sy, ek moet net 'n bietjie uitkom, hierdie 4 mure, jy's nie hier nie. En dan begin hulle te kuier, te meer druk, dit bring wrywing, dit bring werklik waar daai vermoë van, ek kan jou nie vertrou nie. Hoeveel paartjies het ek gesien, as gevolg van, van afstand, en die eensaamheid wat opgeëindig het, dat hulle opgebreek het. En dit is vir my so mooi ook, daai mooi van, ons deel alles, daar is soveel suksesse, want onthou ook, ma moet aan hierdie kant, moet die kinders by die skool kry, sy moet tandarts, sy moet dokters, dan word hy opgeneem in die hospitaal, pa kan hy net gou op 'n vliegtuig klim en oorvlieg nie. So daai eensaamheid open deure vir versoekinge. In 1 Korintiërs 10 sê in vers 12, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Pas op daarvoor. Eensaamheid, hoor wat ek vir jou sê vanaand, laat mense emosionele verbintenis soek op verkeerde plekke, aanlyn, by kollegas, by vriende. Dan, man is nie daar nie, nou gaan ek maar op 'n tender, of ek gaan op 'n koer, en ek begin met aanlyn met iemand gesels, is net onskuldig. Moenie met 'n ander man gesels, moenie met 'n ander vrou gesels nie. Ek het ook gevind waar mans oor see is, dan gaan saam met pelle, dan gaan drink hulle in 'n bar, daar tel hulle, geselskapies op, en môre oor môre, dan bely hulle. Ek het gevalle gehad waar aan my bely is, wat my sê, bid vir my, ek het sterk versoekinge hierdie kant. Dis moeilik. Aanlyn gesprekke en geheime kontak. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die uitgange van die lewe. Ek wil dit sommer noem, nie net vir paartjies wat ver van mekaar af is nie. Dit is moeilik. Dis baie moeiliker vir hulle, as vir die een wat langs in die bed slaap, want jy weet, nog steeds is dit nie reg nie. Wat in jou hart begin, eindig in dade. En daarom moet ek besef dat, as ons ver van mekaar af is, dat ek, en maak dit julle motto, dat ek kies om net met jou te praat, ek kies om met jou alles te deel. Ons groep, ons gesin, dis 'n ewel in die dag en uur, om al jou persoonlike goed uit te wil deel, om, dit met almal te wil deel. Almal stap hierdie pad wat jy stap nie. Een van die ander negatiewe punte vir my is ook, dat kinders groei op sonder ouers se teenwoordigheid in die huis, en dis hartseer. Pa, maak tyd om met jou kinders te praat aanlyn, video call hulle, gesels met hulle. Efesiërs 6 kom en hy sê in vers 4, en julle vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en in die vermaning van die Here. En as ek dit sê, dan moet ma weet, sy moet dit voor julle gaan, stel reëls neer, om sê, al is pa nie hier nie,
Die reëls geld nog steeds in hierdie huis. Julle kan nie net maak wat julle wil nie. Praat met jou man as deel met hom. Wees betrokke, al is afstand daar. Ek wil vir jou sê, in hierdie dag en uur met tegnologie, jy weet, om mekaar te kan sien, net al is dit so, voel al klaar nader aan mekaar. Kinders het nie net geld nodig nie. Hulle het 'n pa en 'n ma se teenwoordigheid ook nodig. En daarom moet ek weet, en ek moet 'n besluit neem, ons moet saam 'n besluit neem, ja, hier is nie werk nie, ek gaan oor. Ons het ons uitdagings, maar ons het al reeds saam langtermyn, dat hierdie is net korttermyn in ons huwelik. Dis nie langtermyn nie. En nog 'n negatief is vir die maat wat alleen by die huis agterbly. Ek deel rondom elke scenario 'n versie, dat jy dit in gedagte hou, want die woord kom ons tegemoet in elke area. Galasiërs 6 sê so mooi in vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. En ek weet dit as kinders ver wegwerk, moet ouers nog steeds aan die kant kyk na die kinders se deel. As 'n huisgesin opgebreek is en die man werk oor see en die vrou moet aan die kant kyk, sy moet sorg dat soveel goeders gedoen word. Daar's soveel sagte ware vandag waar jy nog steeds kan betrokke bly. En ek weet mans werk baie lang ure. Vriende van my, ek sien Erika's online en hulle seun gaan gereeld, hy gaan 1 keer 'n jaar Amerika toe vir 'n paar maande. So 'n jong man, maar hy het ook sy uitdagings. Jy weet, as ou verlief is en jy het 'n nonnaatjie, dan is daar uitdagings. Maar dink nou aan hulle wat gesin het. Daai uitdagings rondom, jy weet, daai laste. Jy weet, een moet nou kyk na die skoolwerk, die ma moet kyk na die skoolwerk, sy moet kyk na die grasny, sy moet kyk as die wasmasjien gebreek is, sy moet kyk na al die goeders. Ons het onlangs nou 'n geval gehad van 'n jong man wat gesterf het in Amerika en sy vrou moes terugvlieg in die sneeu en jy weet dit was net 'n tragiese hele situasie. Dra mekaar se laste. Honor jou vrou vir die rol wat sy vervul terwyl jy nie by die huis is nie. Jy weet, ons raak baie keer kortstondig en ons raak kort van draad, omdat jy voel, ja, nou tel sy nie die foon op nie. Nou is sy net nie daar nie. Papa, sy's besig om jou kinders, wat jy gemaak het, te voed en in die bed te kry. Al offer jy op om daai kant te wees, hê genade vir hom. Om nog druk op haar te plaas, om daai druk op haar te plaas van, jy weet ek werk, jy weet ek het nie tyd, ek moet nou met jou praat. Verstaan mekaar se rolle. En dis hoekom ek weer terug wil kom by kommunikasie, die afstand. Laat een maat emosioneel, fisies en geestelik uitgeput raak, wat die pot aan die kook moet hou. Ja, jy het uitdagings, daai kant van die water, maar sy het ook baie aan die kant. En daarom moet ons mekaar in liefde, in respek en in vrede hanteer. Daai afstand, dit buiten dat dit daai emosioneel en intimiteit en die seksueel, sal ook 'n geestelike afstand, nê? Jy weet Amos 3 sê in vers 3, sal 2 met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het. Jy weet, 'n gevaar dat ek het die ander aand met 'n man gesels toe sê, ag nee, ons het nou gewoond geraak, is nou 15 jaar so.
En as ek by die huis kom, het ons nie eintlik baie vir mekaar te sê nie, want en dan het ons dit wat ons gespaar het, gehou ons vakansies, en ons kuier net lekker saam met pelle en alles, en dan klim ek weer op die vliegtuig, en dan waai ek weer. Hulle het nou so, elkeen het hulle eie huise, elkeen lewe hulle eie lewens, en dis die gevaar wat jy moet voorpas op. Dis hoekom ons die hele tyd mekaar in alles moet ken. En dis hoekom ons moet weet, dat dit nie vir altyd moet wees nie. Want dit is die probleem, want paartjies begin dan sonder mekaar funksioneer. Ek gaan gym toe in die aand, en ek doen my ding hier by my huis, en ek gaan kuier by my vriendinne, en ons gaan vir 'n paar drinks, en my man gaan vir 'n paar drinks, en ons doen maar elkeen, begin ons, en so raak ons gemaklik, om weg te wees van mekaar af. En net ons nie meer daai nodig nie. Hoor jy wat ek sê? Pas op dat ons nie eintlik hier oopmaak in ons huwelike 'n hekkie van afstand. Ek sê dit ook vir paartjies wat in ons eie land van mekaar af bly. Dis gevaarlik. Dis gevaarlik as elkeen sy eie ding begin doen, sy eie lewe begin lei. Ek het ook gesien, as hulle by mekaar is, dan weet hulle nie hoe mekaar te hanteer nie. Want ons het eintlik in ons eie spasie, ons so selfsugtig geraak met ons eie lewenstyl. Ek wil 'n baie belangrike waarskuwing aan jou rig vanaand. En ek wil vanaand sê, moenie vinnig weer in groot skuld gaan. En ek sien dit, is 'n tendens in baie paartjies wat gesukkel het, en nou kom hulle weer op hulle voete, en dinge begin net beter raak, en raai wat doen hulle? Hulle begin land en sand net te koop, maak weer skuld, en dit is wat is die oefening dan van dat ek daar gaan werk, dat ons skuldvry kan kom, dat ons weer op ons voete kan kom. So eintlik wat ons doen is, hoe meer skuld ons dan weer maak, hoe langer moet ek dan wegwerk om dan daai skuld te finansier. Ten koste van ons verhouding, ten koste van om nie langs die veld te wees van jou kind se sport en in een bed saam jou man of saam jou vrou te wees nie. Baie gesinne, wanneer die man of die vrou vir 'n tyd terug is, ek het lank weg gewees, nou wil hy al bederf, en dan vergoed hy al deur die verlore tyd deur 'n mooi kar, maar hy koop hom nie kontant nie, hy koop hom op skuld. En hy's ver van die huis af gewees, of hy is ver van die huis af, en nou om te laat voel dat dit die moeite werd is, bederf ek jou. En ek koop nou vir jou 'n nuwe Fortuner. Maar eintlik wat gebeur is net meer en meer skuld en meer daai groot aankope, daai lenings, daai motors, dan nodige skuld, maar niks. En nou moet jy my hoor, dis hier waar ek wil inkom om te sê, niks in die lewe is gewaarborg nie. Hoor jy wat ek sê? Niks in die lewe is gewaarborg nie. Werk kan enige tyd wegval. Ons lewe in 'n dag en 'n uur wat regerings hulle beleid verander daagliks. En wat doen jy as dan net nie meer volgende jaar werk is nie? Wat doen jy as hulle net nie meer die Suid-Afrikaners wil laat inkom nie? Wat juis gebeur? Wat hulle van ander lande laat inkom? Nou sit ons met skuld, so ons sit nou met meer dilemma's, ons sit met meer vrees, ons sit met meer stres. Ek weet van mense wat weggewerk het,
En toe hulle teruggekom het hulle meer skuld gehad as toe hulle gegaan het. Nou moet hy weer gaan. Dit is net nie gesond nie. As jy uit daai wegspringblokke na dit kyk. Jy sê Spreuke 22 sê in vers 7. Hy sê die ryke heers oor die armes en die skuldenaars is die slaaf van die man wat uitleen. En Lukas 14 kom en hy sê in vers 28, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken nie. En dit is vanaand rondom jy wat wegwerk, jy wat nie by die huis is nie, julle wat nou gaan wegwerk, bereken die kostes voor die tyd. Stel 'n rooster op, stel mikpunte, jy weet 'n organogram, hoe gaan julle te werk? Jy weet natuurlik, jy weet as jy onbekende het, maar sy uitdagings, want ons weet nie wat vir ons wag en as ons daar land nie. Maar ten minste moet ek en jy op dieselfde bladsy wees. Skuld plaas ekstra spanning op huwelike wat alreeds dan onder druk is. God se wil is dat ons moet strewe. En vir jou wat nou luister, wat aan die ander kant van die water sit en dalk hierdie kant is, julle moet strewe om weer naby mekaar te kan wees en te kan werk. Geen huwelik, en ek sê dit vanaand, en ek sê dit in liefde. Daar's uitdagings. Onthou die woord waarsku ons, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, om te slag, te steel en te vernietig. En ek moet vanaand weet, dat ek gaan 'n prys betaal, daar's altyd 'n prys om te betaal, in enige opsig. En my huwelik moet vir my alles wees. My huwelik moet vir my meer wees, as die verhooging. Ek wil by jou wees. Ek sal alles doen in my vermoë om by jou te wees, jy sien afstand mag soms nodig wees, maar dit mag nooit permanent normaal word nie. Dit moet nie 'n normaliteit wees nie. Praat met onderwysers wat met kinders werk, wat se pappas oor see is. Wat nie daar langs die veld is nie. Ek hoop jy hoor my hart, en as jy gehoor het wat ek van die begin af gesê het, ja, dit is die uitdagings van ons moet daar gaan werk, en ons moet eet, juis omdat dit nie werk is nie. Maar ek ken ook soveel, wat by mekaar kan wees, wat kies om weg te werk. En dis gevaarlik. Psalm 133 vers 1 in die ou vertaling sê dit so mooi, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as broers ook eensgesind saamwoon. Dis so belangrik dat ons by mekaar moet wees. Dit is God se praktyk. Eenheid, harmonie. En ons het ons uitdagings. En ons praat juis van haar of hom wat wegwerk. Dis ons uitdagings op die tafel vandag. Maar wat gaan ons doen om nie ons kompassie en ons hartkloppe van mekaar te verloor nie? Gesinne moet altyd bid. Ons moet beplan en streef om weer naby mekaar te leef en te werk. En as ek dit sê, wil ek vir jou sê, afstand leer paartjies om sonder mekaar te funksioneer. En dit bring later 'n koudheid. Ek het net nou dit gesê en ek wil dit tog net weer aanraak, daai geestelike. Dit is so belangrik, die geestelike, om te behou, bid saam, al is ons ver.
Skakel iewers in, kry vir jou 'n gesonde geestelike struktuur. Jy kan nie in hierdie dag en uur funksioneer, ewen 'n gesin wat saam is, sonder God nie. Hoe kan jy so wil funksioneer? Dit moet tog jou fondasie wees. Wat nou nog van afstand? Daai geestelike welsyn, daai emosionele welstand. Gesinne moet altyd bid, beplan en streef om weer naby mekaar te leef en weer saam te werk. Vir een platform, vir gesinne gee op wat in afstand is. Net 'n paar. Bid saam al is dit oor die foon. Matteus 18 sê in vers 20 in die ou vertaling, want waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek in hulle midde. En dit is so wonderlik as ek vir jou kan bid. Dit is so wonderlik as ons in die gees saam kan wees. Afstand vir God is glad nie 'n probleem nie. Maar dit is vir my wonderlik om te weet dat jy dra my in gebed, al is jy in die lande, al is jy oor die water, al is jy by die skool en jy wag vir die kinders, bid jy vir my. Daai deursigtige finansies. Jy weet, Lukas 16 sê dit so mooi in vers 10, wie getrou is in die minste, is ook getrou in die veel. Ons finansies moet gesond wees. Ons moet weet waarna toe ons werk. Pas op vir daai wortels van, hierdie was nou 'n goeie jaar, en ons is nou pas vir, kom ek net nog 1 jaar, net nog 1 jaar, net nog. Stel grense teen versoekinge. En ons moet oop kan wees met mekaar, en ons moet hieroor kan praat. Nie net wanneer hy of sy weg is van die huis af nie, maar juist wanneer ons by mekaar is voor jy gaan. 2 Timoteus 2 sê in vers 22, vlug van die begeerlikhede van die jeug. Jy sien, ek en jy moet grense stel teen versoekinge en juist vir jou as man, daar waar jy ver weg is van jou gesin af. Ek wil vanaand sê, en ek het dit hoeveel keer gesien, een aand van dronkenskap in 'n ander land, en jy beland in iemand anders se arms, bring soveel trane vir jare aan die gesin. Sy moet werd. Jy gaan om te gaan werk, en ons moet dit in daai opsig ook sien, en ek wil tog hier ook met ouers praat. Jy weet, en hoor my hart. Ek sien soveel jong kinders werk oor see, en dan kom hulle terug, en dan spend hulle al hulle geld op jagtrippies, en hulle nooi al hulle pelle Bosveld toe, om te gaan skiet, en is 'n gedrinkery. En hy moet nou maar net weer op die vliegtuig klim vir die volgende 10 maande, om weer te gaan werk, want hy het nou by alles uitgespend. Wat so wonderlik was, ek praat met my seun nou die aand, of nou die middag, toe sê hy vir my, in die vastheid, stuur hy vir my 'n stuk grond. Hy sê vir my, dad, kyk na hierdie stuk grond, ek wil vir my hierdie plek koop. En ek soos in, regtig? Hy sê, ja, ek spaar, want ek wil my eie stuk grond koop. Sjoe, hy werk na 'n plek toe in sy lewe. Hy betaal 'n prys. Jy betaal vanaand 'n prys. 'n Dierprys om van jou gesin af weg te wees. Pas rentmeesterskap toe. Hou jouself, jy weet, integriteit. Jy weet is wanneer niemand sien wat jy doen in die donker nie. Dis daar waar jy optree as 'n man, waar niemand jou sien nie. Dis integriteit. Om nee te sê vir versoekinge, dame, terwyl jou man
Jy moet jou oppas. Pas mekaar op. Beplan terugkeer na nabyheid, want Psalm, hoor wat sê in Psalm 121, hy sê in vers 8, dit is my so mooi, hy sê, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Tot in ewigheid. So ek wil hê jy moet daar waar jy is 'n verklaring maak en 'n hardop verklaring. Verklaring wat jy in jouself besluit en teenoor mekaar. Ek gaan hierdie boodskap vanaand op ons groepies plaas. En ek wil jou uitnooi. Terwyl ek dit geskryf het vanoggend, ek was nog nooit oor see gewerk nie. Ek werk net met mensies wat geskei is van mekaar. En ek tel dinge op en ek hoor dinge. Maar wees 'n leier. Wees die man wat God wil hê jy moet wees vir jou vrou. Al is jy nie by die huis nie, wees die vrou met waardigheid, terwyl jou man ver van die huis sal werk. Pas op vir al hierdie uitkuierery en jy weet partytjies, want nou is ek eensaam en ek het ook 'n ladies night nodig en nou laai ek die kinders by vriende af of by ma of by pa of by ouma of oupa en man met daai kant sit terwyl mamma hierdie kant rondkajakker. Ons albei is in dit. En hier maak ek en jy 'n verklaring vanaand. En sê dit vanaand, ons huwelik sal nie koud word deur afstand nie. Ons sal nie vasval in skuld nie. Ons sal nie leer om sonder mekaar te leef nie. Ons streef om weer saam te woon onder een dak, weer saam te werk en saam te groei, saam met mekaar. Die Here is ons bewaker van ons gesin. Here, bewaar ons huwelike vanaand teen afstand. Bewaar ons harte as mans en as vroue teen versoekinge. Bewaar ons gesinne teen skuld en finansiële druk en Here, gee vir ons wysheid om nie net vir vandag te leef nie, maar vir 'n toekoms waar gesinne weer naby aan mekaar kan wees. Dat ons skiere sal oppas en sal kyk na ons oeste. Seën hierdie man en vrou vanaand. Is my gebed in Jesus se naam. Seën hierdie kinders vanaand, Here, wat dalk vir maande net op 'n foon met hulle pappa kan praat. Seën hierdie vrou wat so die pot uit die kook moet hou, sonder haar man. Gee hierdie man wat vanaand in alleenheid, Here, dalk luister na die boodskap wat verlang na sy familie, wat in 'n vreemde land sit. Nie omdat hy wil nie, maar omdat hy moet. Ek draai elke man op, dat hy hom sal seën, dat hy sy paaie gelyk sal maak, sodat die seën, Here, so sal wees, dat hy as priester sal terugkom, en weer sal opneem, sy verantwoordelikheid as hoof en priester van sy huis. Dankie vanaand, Here, dat U vir hulle deure oopmaak, dat jy hulle behoed en bewaar en hulle beskerm. Dankie vanaand, dat ons so vir mekaar kan bid. Is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Ek glo dit het dalk 'n paar goedjies aangeraak, maar kom ons kyk daarna. Kom ons deel met dit.
Kom ons pas mekaar se harte op. En die oomblik as jy kan terugkeer, keer terug na jou man toe, keer terug na jou vrou toe. Genesis 2 sê, hy sal sy vader en sy moeder verlaat, en hy sal sy vrou aankleef. Dis God se plan vir die huwelik, saam. Nie van mekaar af nie. Maar weer eens wat ek gesê het, as gevolg van omstandighede, moet nie dat dit 'n permanente, maar net 'n tydelike reëling sal wees. Dit is vir my baie lekker gewees om saam met jou te kuier, en weet ek gaan hierdie boodskap nou hierna ook so op ons groepe plaas, en as jy nog nie op ons groepe is nie, is meer as welkom om so op ons groepe te gaan. Vir my Pastor Stef, altyd lekker om so saam met jou te kuier. Onthou môre aand tussen 8 en 9 en Woensdag en Donderdag aand, en as jy die naweek daar in Middelburg, Witbank, Nelspruit omgewing is, ons is daar by die Mighty Men Laagveld, en jy sal sien, ek het daar die Bybelgenootskap stalletjie, so kom koop 'n Bybel man, kom kry 'n Bybel, kom sê net hallo, lekker gewees om vanaand saam met julle te kuier, en julle is baie kosbaar, pas mekaar op, en juis omdat daar afstand is, respekteer mekaar, eer mekaar, hê genade vir mekaar. Dit is so belangrik. As daar konflik is, moenie vir 3 dae nie met haar praat, of vir 4 dae nie met hom wil praat nie. Dan word dit 'n gewoonte, en dan word dit 'n leefwyse, en naderhand het ons nie meer iets vir mekaar te sê nie. Dit gaan net oor die geld. Dit gaan net oor die versorging. En ons het daai liefde, daai kompassie verloor. Moenie laat dit gebeur nie. Die huwelik is heilig.